Verbeel is groter as verlede. In Februarie 2024 het OpenAI se Sora-tegnologie die wêreld geskok deur fotorealistiese video's uit blote geskrewe teksomskrywings te skep. Mense wat dit die eerste keer gesien het gesê, ek het nie geweet so iets is moontlik nie. Met ander woorde, jy kan iets beskryf en Sora het dit omskep in 'n video. Maar hier is die punt. Iemand het dit eers in hulle verbeelding gesien voordat dit werklikheid geword het. Verbeelding is waar kwantumspronge begin. Pritchett skryf in sy boekie U-Square dat kwantumspronge begin waar jou verbeelding jou huidige werklikheid oortref. Solank jy moontlikhede meet aan jou verlede, bly jy binne die grense en beperkings van jou verlede. Ons gevaarlikste beperkings is nie ons omstandighede nie, maar 'n verbeelding wat 'n klein droom. Wanneer jy jou verbeelding oopstel vir wat God kan doen, dan begin jy eintlik met 'n kwantumsprong. Die totaal nuwe, die opwindende ander seisoen. En ons hoef dit nie te bereken nie, ons hoef net vir God te glo. Ons lees dat Paulus dit vasgehou het toe hy oor God skryf in Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Nou die Griekse woord hier is hyper-ekperisou. Dit beteken eksponensieel bo-oor, verby, ander kan die uitpunt wat ek gedink het. God se kapasiteit is nie beperk deur jou geskiedenis nie, nie deur jou mislukkings nie, nie deur ekonomie nie, nie deur jou ouderdom nie, nie agtergrond nie, nie ook nie eens jou bankstaat nie. So doen gerus vandag hierdie oefening, deur hierdie sin verbeeldingryk te voltooi. En die sin is, as ek regtig glo, God kan meer doen as wat ek kan bid of dink, dan sal ek, en dan voltooi jy dit, en jy begin werk daaraan. Jou verbeelding is groter as jou verlede, en God beslis ook. Leef geïnspireerd.